Ons het vanoggend ons preek verloor in die proses en so ons gaan net vinnig weer deur die materiaal gaan wat ons vanoggend gebruik het. Ons is in Genesis eerste 11 hoofstukke. Wat ons gesê het, ons kan 'n saak daarvoor uitmaak dat ons, alhoewel daar verskeie moeilike goeters is wat ons moet onthou, kan ons met vertroue Genesis 1 tot 11 lees en interpreteer, solank as die regte raamwerk gebruik. Ons beste verstaan van Genesis 1 tot 11 is om dit so te lees, dat ons fokus op God se optrede, dat dit vir ons duidelik raak, dat ons na sy karakter oplet, en dat ons doelbewus die tema van die teks uitlig en op fokus, eerder as om op al die details te probeer staat maak wat ons daar sien. Want dit was vir ons duidelik dat dit 'n baie lang periode is van die begin van daai hoofstukke, daai 11 hoofstukke, tot by waar die boek geskryf is. En dis moet ons ook daarna oplet. Ons het dan ook al gesien, dat God kreatief is in die eerste 2 hoofstukke en hy skep. En dan in hoofstuk 3 het ons gesien, God gryp genadiglik in as die mens rebelleer, as die mens val. En dit is ons eerste 2 hooftemas gewees wat ons na gekyk het. En dan die derde ene was dan waar ons gesê het, maar daar het 'n verdere verval begin plaasvind dan. Ons sien nou voorbeelde van verdere verval as ons nou hier by hoofstuk 4 kom, en dis wat ons tema vandag gaan wees, is ons sien hoe die God het geskep, hy was kreatief, hy het 'n komplekse omgewing geskep, waarin hy die mens wat sy beeld dra, spesifiek in 'n aanbiddingsplek plaas, die tuin, in 'n verhouding met homself. En dan in hoofstuk 3 vind ons, dan die mens bly egter nie daar nie, hy wil uit sy eie onderskeid maak, sonder God, met wysheid, en dit lei tot 'n groot stap van dwaasheid en verval. En so verloor die mens sy beskerming onder God se hand. En die mens is nou ontbloot. Ons sien daai woord naak 2 keer voorkom in hierdie sondevalproses. Maar God gryp in met 'n plan van herstel. Met 'n belofte van herstel. Nie deur die mens self nie, maar namens die mens. En dit is egter duidelik dat 'n gebrokenheid eers gaan uitspeel. Daar gaan nou weerstand wees in aanbidding as 'n mens kyk na die natuur se reaksie op die mens en die voorsiening wat moeilik raak. Onthou dat werk was 'n aanbiddingsproses, die tuinbewerk was 'n aanbiddingsproses, en Adam en Eva gaan nou nie meer daar wees nie, maar dit gaan vir hulle moeilik wees. En dan hulle eie wysheid sonder God gaan vir hulle baie teleurstellend wees. Mens wonder hoe dit gaan lyk. Maar ons hoef nie lank te wag om te sien hoe dit lyk nie. Want net in die volgende hoofstuk 4, sien ons dan hoe die mens se proses van verval net verder strek en God nog steeds deelneem. God is nog steeds getrou. So waar begin ons? Ons begin by die einde van hoofstuk 3 en vers 25, waar ons die mens vind oos van die tuin, as hoofstuk 4 aanbreek. En hierdie oos van die tuin woord, tema, hierdie beskrywing, is 'n tema wat verder deur hierdie eerste 11 hoofstukke en selfs in die verhaal van Abraham ingaan, as 'n baie belangrike tema van die verval van die mens. Ons sien dit in Babel, hoofstuk 11, en ons sien in hoofstuk 13, waar Lot hierdie keuse maak om oos te trek, weg van God se genade hand af. Die eerste plek wat ons dan waar ons hierdie verval sien, is as Eva geboorte aan Kain gee en Abel. Kom ons lees eerste 2 verse. Die mens het Eva en sy vrou gemeenskap gehad en sy swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry.
Sy het weergeboorte gegee aan sy broer, aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain was 'n landbouer. As Abel gebore word, is dinge eenvoudig. Maar as Kain die oudste ene gebore word, is dit 'n ander saak. Daar's hierdie komplekse proses wat in hierdie sin plaasvind, waar Eva sê, ek het van God, ek het van die Here 'n man verkry. Kain beteken verkry, as jy dit opsom. Maar wat verkry? En die idee is, die nageslag natuurlik, wat herstel moet bring, soos dit beloof is dit Kain wat dit nou gaan doen? Wat doen Eva met hierdie naam wat sy vir Kain gee? Poog sy om van God te eis dat Kain die hersteller moet wees? Julle sal sien, ons begin baie vrae vra in hierdie hoofstuk. Hierdie hoofstuk het baie vrae in. Of spog sy dalk met haar seun en poog om 'n seun sonder God te skep. Want is baie moeilik om hierdie stuk te interpreteer in die oorspronklike taal. Eintlik staan daar net, God het 'n man gegee, ek het 'n man gegee. Dis Kain se naam. Ons weet nie wat dit Eva bedoel nie. Maar reeds is dit 'n moeilike stryd vir haar. Soveel anderster as ons aan die einde van die hoofstuk kom in vers 25, daar sien ons 'n ander houding uit Eva vloei. As Set gebore word en sy verklaar, want vir my het God 'n ander nasaad voorsien in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgemaak het. Het is interessant dat ons hoor niks van Adam en Eva se reaksie op wat in hierdie hoofstuk nou gaan uitspeel nie. Behalwe in daai laaste stelling in hoofstuk in vers 25 waar Set gebore word. Maar ons hoor wel hoe God hierdie verval wat so traumaties aan ons voorgestel word in hierdie hoofstuk omvou met sy genadevolle ingryping deurentyd. Die ander tema wat ons moet raak sien is dat die tema van aanbidding van die mens teenoor God, is sentraal tot wat nou gebeur. Dit was die mens se doel in die tuin, en nou moet dit met moeite buite die tuin plaasvind. Die vraag kom onmiddellik op, hoe aanbid Kain en Abel? En dit sien ons in die hoofstuk se vers 3 tot vers 7, hoofstuk 4 vers 3 tot 7. Kom ons lees dit. Na verloop van tyd het Kain die vrug van die grond 'n offer aan vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer uit die eersgeborenes van sy kleinvee van hulle vet. Die Here het Abel en sy offer met guns aanskou. Maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was te neergedruk. Die Here vra toe vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom is jy te neergedruk? Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Albei, beide Kain en Abel, aanbid met 'n offer van hulle arbeid. God aanskou Abel en sy offer met guns, maar nie vir Kain en sy offer nie. En nou is ons op 'n baie moeilike terrein. Wat is hierdie guns waarmee God Abel aanskou, maar nie vir Kain mee aanskou nie? Wat het hier gebeur?
Sien ons dalk hierso die eerste vorm van afgoderry? In plaas van ware aanbidding? Wou Kain God dalk gebruik in plaas van om in verhouding met hom te staan? Gebruik tot sy voordeel deur die offer te bring. Ons weet nie. Ons het nie enige voldoende inligting om hierdie te ondersoek nie. Dit word nie vir ons omskryf nie. En ons is nie eers seker of dit die inhoud van die offer is wat 'n probleem is, of wat se aannames ons kan maak rondom dit nie. Want as ons verder gaan kyk, dan is die offer selfs nie kan die offer nie die probleem wees nie, want al twee tipes offers word later in die Exodus beskryf. Al twee kom daar voor. Maar ons kan aflei. Kain moet iets by God leer. Dit kan ons aflei. Ons weet nie wat nie. Maar dit is duidelik dat God met hom praat oor iets. Ons kan ook aflei dat Kain nie leerbaar is nie. Want hy wil nie by God leer nie, hy voel hy is meer wys as God, die klassieke probleem. Nog iets wat ons kan aflei is hoe naby God aan Kain is, as hy so direk met hom kom praat, en hom waarsku, en hom tugtig. Die idee van afgoderry is tog sterk, want Kain word kwaad vir die Here, en jaloers op Abel. Dit is iets in sy hartsbegeerte wat na vore tree. Dit wys sy hart soek iets wat hom nie beskore is nie. En hier is God se pleitende woorde in vers 7 so 'n belangrike instruksie vir Kain. Luister daarna. Is dit nie so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy egter nie goed doen nie, lê die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet oor hom heers. Hierdie vals begeerte en die dissipline om oor dit te heers is fundamenteel tot die mens se keuse nou. En die mens se wysheid val hom. Kain se wysheid, sy eie wysheid, val hom in die proses. Kain dra die vrug van sy hart. Jesus self sê in Matteus hoofstuk 7 vers 20, jy word geken aan die vrug wat jy dra. En nou is Abel vermoor. En die onleerbaarheid van Kain wat groei tot jaloesie, dra nou sy volle vrug in 'n doelbewuste selfuiting van Kain in moord. Nou wat nou? Kom ons lees vers 9 tot 15. Die Here het vir Kain gevra, waar is Abel, jou broer? Hy het geantwoord, ek weet nie, is ek dan my broer se oppasser? Die Here het gesê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer bly roep na my vanuit die grond. Daarom vervloek is jy, verban van die grond af. Die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit nie langer sy opbrengs vir jou lewer nie. 'n doellose swerwer sal jy op hierdie aarde wees. Kain het vir die Here gesê, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en vir u sal ek moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my teekom sal my doodmaak. Maar die Here het hom geantwoord, goed dan, enige een wat Kain doodmaak, dit sal hom 7 maal gewreek word. Die Here het toe op Kain 'n merk gesit
sodat niemand wat hom teekom, hom sou doodmaak nie. Wie neem die inisiatief om die geweld aan te spreek, wat hier plaasgevind het? Wie gee om? God doen. God vra Kain vra, soos hy Adam gevra het met die sondeval, en sy vra uiter sy ontstelteid oor wat gebeur het. Nie net vir Abel se onthaalwe nie, maar ook vir Kain se toestand se onthaalwe. Waar is jou broer? Wat het jy gedoen? God vra nie uit onkunde nie, maar uit ontsteltenis. En nou breek die rol van die natuur as God se voorsiening nog verder op, soos met die sondeval, uit God se veiligheid uit, net verder gebroken in Kain se verhouding met God, vers 11 en vers 12. Daarom is vervloek as jy verban van die grond af. Die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang, en dan hierdie woorde, as jy die grond bewerk, sal dit jou langer nie meer vir jou opbrengs gee nie. Dit is inderdaad 'n hartseer saak. Want aanbidding raak net nog moeiliker. Kain se reaksie is interessant, want dit ontlok iets by God. Kain sê vir die Here, my straf is te swaar om te dra. Kyk, u verdryf my vandag van die grond af, en ek sal vir u moet wegkruip. Ek sal 'n doellose swerwer word op die aarde, en elkeen wat my toekom sal my doodmaak. Kain se woorde, my straf hierso, kan ook gelees word as my onreg. Het Kain nou berou oor sy geweld en sy hart? Of het hy bloot berou oor die gevolg wat dit het? Ons weet nie. Maar God se genadevolle karakter tree weer eens hier na vore. God gee steeds 'n vorm van beskerming aan Kain. 'n merk wat geweld teen hom net blote duur maak. 7 maal sal gestraf word, die een wat vir Kain doodmaak. God stop die bloedbad van weerwraak net daar. Interessante vraag is, Kain gaan dan in vers 16 het hy toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan in die land van Nod, gaan woon oos van Eden, en dan het Kain vir hom 'n stad gebou. Vers 16 en 17. Is Kain se stad dalk 'n voorspel van die Israel stede van beskerming wat ons sien wanneer hulle uit Egipte uittrek? Die stad waar jy kan gaan beskerming kry as iets gebeur het, totdat die reg sy gang gegaan het en mense nie uit weerwraak uit iets teen jou kan doen nie. Miskien. Maar wat ons sien hier, het vir ons so belangrik is Kain se verval vind uiting in sy trek verder oos van Eden. Weg van God se aanbiddingsplek af. En dit speel dan verder uit in sy nageslag, waar mense baie kreatief is, maar goddelik onwys ontwikkel. Vers 19 tot 24. Vers 19 sê Lamech het vir hom 2, dis nou natuurlik Kain se seun. Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die een se naam was Ada, die tweede se naam was Sila. Ada het aan Jabal geboorte gegee, hy was die voorvader van hulle wat in tente woon by hulle vee, ontwikkeling van landbou. Die naam van sy broer was Jubal, hy was die voorvader van almal wat op liere en fluite speel, die ontwikkeling van kuns byvoorbeeld.
En dan Sila, ook sy het geboorte gegee aan Tubal-Kain, 'n smid en die voorvader van almal wat brons en yster bewerk. En ons sien tegnologie ontwikkeling. Vers 23 sê, Lamech het vir sy vroue gesê, Ada en Sila, luister na my stem, vroue van Lamech, hoor wat ek sê, want vir 'n wond aan my maak ek 'n man dood, 'n jong man vir sy kneusplek aan my. Ja, 7 maal word Kain gewreek, maar Lamech 77 maal. Ons sien 2 vroue, een is nie meer genoeg nie. En ons sien dreigende geweld, vrees. Hoor ons vrees in Lamech se stem? Of is dit hoogmoed en selfreg wat in Lamech gewys word? Miskien al 2, want dit dring nou tot ons deur. Niemand kan homself meer menslik red en herstel voor God nie. Die verval gaan net verder aangaan. Net laat 'n mens jou hande in die lug opsteek en sê, so, is daar enige iets redbaar? Kan God sy hand van genade uitsteek in hierdie katastrofiese situasie wat ons hier gelees het en ons sien hoe dit net voortgaan en voortgaan? En die antwoord is verseker. Kom ons lees vers 25 en 26. Adam het weer gemeenskap gehad met sy vrou en sy het aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Set genoem, want, het sy gesê, vir my het God 'n nasaad voorsien, 'n ander nasaad voorsien in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgemaak het. En vir Set, ook vir hom is 'n seun gebore. Hy het hom Enos genoem. En dan belangrike woorde, in daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Dit is verseker dat God hier kan ingryp. Eva sit nou haar hoop in God, en dis wat die hoofstuk vir ons wil wys. Van waar sy haar hoop in haarself sit, vorder sy tot waar haar hoop in God is. Set is die nasaad wat God nou gee, in die plek van Abel. En as ou dink in die agtergrond, eintlik eerder in die plek van Kain, wat haar eerste voorstel was, wat so gefaal het, in die hoop wat sy in hom het. Miskien het die hele gebeurtenis Eva beweeg van Kain, na Abel wat deur God verhoudingsgewys aanvaar was, en sy het dit 10:10 in gesien, na Set, wat nou 'n era inlei, waar die mense die naam van die Here aanroep. Vers 26. As jy vorentoe kyk in die hoofstuk 5 in, dan sien jy, dit is die manier dat mense die naam van die Here kan aanroep, waarmee God met die mens bly omgaan vir die volgende 1600 plus jaar. Het is langer as die periode van die uittog uit Egipte tot by die koms van Jesus. Dit is langer as die periode wat die volk van Israel as 'n volk bestaan het. Dit is hoe lank God genade toon in die periode tussen die val en die vloed. God is genadig en hy laat toe dat die wat hom soek in die periode hom mag aanroep en hom vind. En ons? Ons wil altyd eerder verder oos van Eden, weg van aanbidding en weg van verhouding met God af beweeg. Dit raak ook duidelik. Wat is God se reaksie hierop? Wat leer ons vandag hieruit? God is altyd daarop uit om saam met jou te treur
oor wanneer die wêreld om jou en in jou in mekaar val as gevolg van sonde. Of dit sonde is wat jou affekteer, en asof dit sonde is wat jy doen, hy nader tot jou. Hy wil jou op jou verval en op die situasie waarin jy wat jou affekteer, attent maak. Wat is die probleem hier? Hy wil jou in sy genade dit toon en jou roep tot 'n herstel in hom, sodat jy weer in verhouding met hom kan wees. Dit is God se hartsbegeerte wat hierdie hoofstuk uitbeeld. En hy doen alles in sy vermoë daartoe. En dis die tema van die res van die Bybel. Wanneer Christus kom, is dit juis wat God wil herstel. Hierdie aanbidding, ware aanbidding, in plaas van afgoderry. Selfvervulling. Hoe sien jy aanbidding van God? Kain en Abel se voorbeelde staan voor ons. Is dit tot jou voordeel wat jy God aanbid? Of is dit omdat jy 'n eg begeerte het vir die herstel wat net God weer kan voorsien, sodat jy weer soos hy kan lyk? Onderskei vandag mooi. En gryp die verlossingswerk van Christus aan. Luister jy vir sy stem van genade, of bly draai jy die vrug van jou verval? Wanneer jy erken jy is verkeerd, of vrees jy gaan jouself nie kan handhaaf nie, dan is God daar by jou. En hy begeer jou om te help, hy begeer om jou te help, om te verstaan, en verlos te word van hierdie verval. Ware aanbidding kom met moeite, want dit ontbloot jou eers. Dit ontbloot wat het jy nodig, wat jy nie het nie. Voordat jy met Christus kom beklee. Maar dit is uit en uit die moeite werd. Gryp dit in Christus aan.